saam hier in die begin van ons Pinksterweek. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. O Heer. Lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor Hom as verloste kan staan. Lof die Heer, sy gelowiges saam. Lof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons Hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar en dit lewe inbou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Lof die Heer, sy gelowiges saam. Lof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons Hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebed. Doch sien U ons nood en verhoor ons gebed. Oneindig die liefde wat U vir ons het. Lof die Heer, sy gelowiges saam. Lof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons Hom vrymoedig ons Vader kan noem.
Weer ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon. Wag op God se woord, mense smachtend in hul nood, na die God van hoop. Oor ons bid gebed, o Heer, Vader wat regeer, bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon. Seën Afrika, laat ons saam in vrede woon. Weer ons bid vir Afrika, waar hy ook regeer, raak die harde harte aan, om tot U te keer. Laat die koninkryk hier kom en U wil geskied. Voor ons pleit vir Afrika, Vader, as ons vra, bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon. Seën Afrika, laat ons saam in vrede woon. Hosanna, Hosanna, Jesus kom verby. Hy ry op 'n donkie, die mense is so bly. Hosanna, Hosanna, hoor hulle juig en skreeu. Al dink hy is die koning wat vrede gee. Hosanna, Hosanna, Jesus kom verby. Hy ry op 'n donkie, die mense is so bly. Hosanna, Hosanna, almal is so bly. Maar wie het ooit gedink dat hy moes sterf vir my? Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik die naam, soos ons nou voor U staan. Wees verhewe, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof hom, loof hom, loof hom in die Heer. Loof hom, bring aan hom die lof en eer. Heer, ons bring U die eer, U ons koning en Heer. Word verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Goeiemôre en baie welkom aan julle almal. Ons is bly om vir julle te sien. Die wat by ons kuier, aan julle almal baie welkom. Dis 'n aangename tyd van die jaar, dis Pinkstertyd. Ons begin vanaand met ons Pinkster bidure. U sal die programmetjie kry. Mooi netjies uitgetik met die tema van die Heilige Gees maak nuut en heel. As u na ons kanseldoek kyk vir vanoggend, dan sal u die tema sien. Dis 'n ovaal grys gebou met geen lig daarin nie. Sê as die voëls lyk of hulle koud kry
En dan kom die spierwit duif en hy bring nuwe lewe binne in 'n dooie wêreld. Die tyd waarin ons leef, het ons baie behoefte aan die Heilige Gees om ons nuut te maak en opgewonde te maak oor wat God in sy wêreld wil doen. En net soos die kerk in die ou tyd kom ons eendragtig by mekaar en kom bid daarvoor. Jy weet dat dit net die NG Kerke is in die hele wêreld wat Pinkstertyd hou. Dis 'n unieke gewoonte van die NG Kerk en sy families. En dit het ontstaan in die Parel en dit was altyd vir 10 dae van Hemelvaart af. Ons het dit al hoe korter begin maak en deesdae sien ek al hoe minder mense kom ook. Dis as vir ons as kerk nie meer regtig glo dat die Heilige Gees 'n verskil kan maak in ons wêreld en in die wêreld waarin binne ons leef nie. So kom ons probeer eendragtig vir ons dorp bid en vir mekaar en kyk of u ons die dissipline het om nog te sê ek kom elke aand, of dit nou reën en of dit sneeu en of dit koud is, ek kom saam met my gemeente bid. So ons wil u baie hartlik daarna uitnooi. Corneille begin vanaand met die tema die Gees werk op sy eie manier en so gaan ons aan tot Vrydag aand. Ons wil vir Tannie Ina Wendland baie geluk wens. Sy is 96 jaar oud, wat 'n besondere geleentheid om 'n eeu lank te kon sien wat gebeur in die land, al die veranderings te beleef. Ons dink aan haar. Ons bazaar is nou al by 'n baie goeie bedrag, 121 000. Kan jy dit dink, dat die Here ons as gemeente so geseën het? So dis vir ons 'n wonderlike teken weer, dat daar vernuwing is en 'n nuutheid is na die stompheid van die COVID-tyd en amper asof daar doodsheid was, dat daar weer nuwe lewe en opgewondenheid is. En as ons dit nie uitleef nie, dan dra ons dit nie met ons saam nie. So aan elkeen van julle, baie dankie vir wat julle gedoen het. Ons het 'n bietjie hartseer nuus gehad, Eddie Tron is oorlede, en Kinnie Ham is oorlede van Caledon, dis Philip Ham se broer. Ons wil aan hulle dink in hierdie moeilike tyd, en dan die Natalia se begrafnis is die 22ste Mei om 11 uur in die Herman Swartsaal. Dan is hier ook 'n klomp mense wat siek is, ons wil vir hulle dink, en gebeure en 'n klompie wat verjaar. Lees die afkondigings, dit lyk baie mooi nou gemaak. So kom ons vier hierdie nuutheid met 'n nuwe begin in ons lewens. Kom ons word 'n oomblik stil. En dan sê jy vir die Here wat jy vandag vir hom wil sê. Jy het ons nou kerk toe gekom, vir wat? Kom sê in jou eie woorde vir die Here wat jy vandag hier kom soek het, wat jy nodig het, of wat jy vir hom wou bring en vir hom wou gee. So daar is 'n oomblik vir stil gebed. In Jesaja 40 vra die volk vir die Here, en dan sê hulle, waarom sê jy dan Jakob en beweer jy Israel? My lewenspad is verborge vir die Here. My reg gaan by my God verby. Ek bid en ek bid, maar hy sien my nie en hy hoor my nie. Ek weet nie wat aangaan nie. En dan sê die profeet, weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Ondeurgrondelik is sy insig. Hy sien wat in jou aangaan en wat in die wêreld aangaan. Dit is hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Jong seuns word moeg en raak afgemat. Jong manne struikel en val. Maar wie op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar hulle word nie moeg nie. As jy moeg is, afgemat is, jy kry vanoggend nuwe vere. Die vere van die Heilige Gees wat ons oplig uit die dieptes van ons ellende.
Ons begin is vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan saam 'n loflied sing tot hierdie Here wat ons opwek en sterk maak en laat hardloop. Ons gaan sing, hoër as die hemel, dieper as die see, wyer as die heelal, die mens en sy weë, groter as die skepping, kosbaar baie meer, onverdiend en reg is die liefde van die Heer. Dis Vonklied 126. Die see, wyer as die heelal, die mens en al sy weë, groter as die skepping, kosbaar baie meer, onverdiend en ewig is die liefde van die Heer. Koning, God van mag en krag, God van woord en daad, prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, Heilige Heer. Groter as die mensdom, sy kennis en verstaan, meer as al die sterre, ontelbaar soos die son, hoër as die berge, groter as 'n meer, ver bo ons gedagtes, is die liefde van die Heer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad, prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, Heilige Kom ons bid net saam voor ons uit die Bybel lees. Hemelse Vader, ons het elkeen 'n honger na U. Dis partymal vir ons asof U stem stil raak in ons lewens. Of partymal dat ons net hardhorend raak. En tussen al die geluide wat rondom ons is, net nie meer U stem hoor nie. Ons lees die koerant en ons kyk televisie nuus en ons kyk stories, maar ons het nie eintlik meer 'n belangstelling in die Bybel nie. Ons bid aan tafel, maar dit is geuit. Ons sê ons gebedjie op voor ons gaan slaap, maar dit is elke aan dieselfde. Dit is asof ons verhouding met U afgestomp het. En asof daar niks nuuts in ons gebore word nie. Ons kom kerk toe sonder verwagting. Ons dink nie regtig dat as ons hier is, U ons gaan verander en ons anders gaan uitstap as wat ons ingekom het nie. Dis maar net ons manier. Ons kom kerk toe op 'n Sondag. Terwyl U dit so anders wil hê. U wil hê dat ons in die oggend moet opstaan en ons pad met U moet begin loop.
is ons metgesel elke oomblik van die dag. Ons praat met U oor wat met ons gebeur en wat ons raak sien en wat ons sien en hoor en ervaar. Ons kom dankie aan die einde van die dag vir 'n wonderlike dag wat gegee is of 'n moeilike dag. Ons bid vir krag. Ons bid vir veiligheid en gesondheid. Ons kyk die nuus en as ons die nuus kyk, dan bid ons dat U die wêreld regeer en hierdie wêreld moet regmaak. U het dit so anders verwag as ons Sondag kerk toe kom, dat dit die eerste dag van 'n nuwe lewe vir ons sal wees, waarin ons die ou dinge kan agterlaat. U sien met verwagting uit na wat hier gebeur. U stuur die Gees om met ons te praat deur die woord. En daarom bid ons, maak ons ook 'n bietjie sag vir die woord. Raak ons ook 'n bietjie aan. Breek deur die kors wat ons opgebou het, sodat U nie in ons binneste kan inkom nie. Help ons om te hoor dat U klop aan die deur van ons hart. En gee vir ons die vrymoedigheid om te sê, dis baie deurmekaar in ons hart, Here, maar kom in en kom eet saam met ons. Kom praat met ons vanmôre, soos wat U graag met ons wil praat. Met die klompie kinders by mekaar. En vertel ons wie U is en wat U doen. Hoor ons as ons sug na die lewende Here. Besoek die kerk, o Gees van God. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 17. Dus, ja, ekskuus. Al die kleintjies moet Sondagskool toe gaan. Daar's nie kinderkerk vanoggend nie. Al die kleintjies, kan julle Sondagskool toe gaan? Sorry. Al die kinders, al die kleintjies. As ek nie vir Corneille het nie, wie gaan die ou man herinner aan al die goed? Is hulle almal weg? Daar gaan nog tweeetjies, alright. Ons lees uit Johannes 17. Dit is Jesus se laaste gebed. Is ook die langste gebed wat ons van hom opgeteken het in die Bybel. Ons gaan nie die hele gebed lees nie, maar ons gaan lees vanaf vers 6. Jesus praat met sy Vader, dan sê hy, ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my gegee, en hulle het U woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat U vir my gegee het van U kom. Die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. En hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van U af gekom het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na U, Heilige Vader. Bewaar hulle wat U aan my gegee het in U naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het in U naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U toe. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle U woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid, U woorde is die waarheid. Net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek hulle ook in die wêreld ingestuur.
En terwille van hulle heilig ek myself, ekskuus tog. En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Hier eindig ons skriflesing. Ek wil graag hê ons moet gaan kyk na die gedeelte waar Jesus sê, hulle is nie van die wêreld nie, maar u moet hulle bewaar van die bose. Die Sondag vandag is 'n interessante Sondag in die kerklike jaar, want Jesus het opgevaar hemel toe, so hy is by die Vader, en die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie. So baie keer noem hulle hierdie Sondag die Sondag van die weeskinders. Dis asof die kerk sonder God op aarde is, want hulle is al drie van die drie eenheid is nou in die hemel. Hulle sit daar bo, en volgende week sal die Heilige Gees kom, en dan is ons weer alright, maar vandag wat doen ons nou? So, dis die Sondag van die weeskinders. Ons voel dikwels in hierdie wêreld wees. Ons voel eintlik asof God nie hier is nie. Trouwens, die meeste mense in die wêreld het so ervaring, daarom kom hulle nie eintlik meer kerk toe nie. En daarom is Sondag nie regtig meer 'n heilige dag nie. Want ja, God is miskien daar ergens, maar hy is nie hier by ons nie. Hy meng nie regtig in ons lewens in nie, ons gaan ons gang, en ons bid so af en toe, maar nou ja, God is nie eintlik in die wêreld. Ons praat van die afwesigheid van God, veral in die westerse wêreld. Wat doen 'n kerk, wanneer ons in so 'n tyd leef? Hoe werk 'n kerk, wanneer dit lyk asof God nie meer werk nie? Asof die kerk nie groei nie, asof daar nie 'n lewenskragtigheid in die kerk is nie, en asof die wat in die kerk is nog net met mekaar beklei. So die kerk wil net voorblaai as dit sleg gaan. En dit lyk vir ons asof dit al gebeur, asof ons partymal eintlik 'n bietjie skaam raak vir die kerk. En wonder, kan jy nie 'n beter beeld van jouself in die wêreld gee nie? Wat gebeur wanneer dit met 'n kerk gebeur? Jesus het iets van dit voorsien, dat die kerk baie keer weer sal voel in die wêreld. En daarom het hy, nadat hy lank met sy disippels gepraat het, van Johannes 14 af, moenie huil nie, ek gaan weg, maar ek sal weer kom, ek laat julle nie as wese agter nie, julle is nie weeskinders nie, ek sal my Gees vir julle stuur. Besluit hy tog om aan die einde van die Here sy pa te sê, ek gaan nou weg, u het hierdie klompie vir my gegee, ek het hulle opgepas tot nou toe, maar ek is bekommerd oor wat van hulle gaan word. Want ek gaan nou nog gekruisig word, die wêreld gaan hulle ook kruisig. So ek is bekommerd oor hoe hulle gaan werk in hierdie wêreld. Wat gaan hulle doen as hulle verdruk word? Wat gaan hulle doen as hulle verban word uit hulle land uit? Wat gaan hulle doen as die wêreld hulle eenkant toe stoot? Hoe gaan hulle in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie? En dit is heel waarskynlik die moeilikste vraag vir elkeen van ons tot vandag toe. Ekskuus tog, ek het 'n slegte loopneus. Hoe kan ek in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie? Wat 'n soort mens moet ek wees? As Jesus met die Here praat, dan sê hy, u het hierdie klompie mense vir my gegee. Maar nou onthou nou, in Jesus se tyd was daar 'n kerk. Trouwens, daai kerk was die enigste kerk wat daar was, wat in God van Israel geglo het. En daar was verskillende groepe in daai kerk. Net soos wat ons vandag groeperings het, die denominasie, daai en, was daar hoofsaaklik 4 groot groepe. En elkeen van hulle was in die wêreld, maar het gedink ons is nie van die wêreld nie. En elkeen het gesê, ek moet dit uitleef op my manier. Ek is God se eiendom, hy het ons uitgesonder, ons is die uitverkore volk, God's own people, sy chosen people, maar hoe is ons in die wêreld? So daar was die Sadduseërs, en die Sadduseërs het vir hulle self gesê, if you can't fight them, join them. So hulle het met die politieke owerhede saamgewerk. Ons is nou onder Romeinse heerskappy, ons kan Rome nie beveg nie. Wat ons nou moet doen as 'n
gemeenskapie van gelowiges, is om met die keiser te beding wat ons so goed as moontlik kan doen, sodat ons kan bly bestaan en ons lewensreg kan uitoefen. So wat die Sadduseërs gedoen het, is om vir die keiser te sê, ons gaan nie aan jou belasting betaal nie, ons gaan belasting aan die tempel betaal, maar ons sal ons ook nie opstandig teenoor jou hou nie. Kom ons kry hierdie goeie balans. Ons handhaaf die status quo, ons gaan nie beklei nie, maar laat ons bietjie onsself wees, en die geld wat alles Rome toe moet gaan, help ons ook om ons eie kultus in stand te hou. Reg teenoor hulle was die Fariseërs. Die Fariseërs het gesê, ons wil met hierdie wêreld niks te doen hê nie. Dit gaan vir ons oor ons verhouding met die Here. Moet nou nie politiek in die kerk insleep nie. Kyk net wat reg en verkeerd is, rein en onrein. En ons hou ons by die wette van die Bybel. Of dit ons nou vreemdeling in die wêreld maak, of die Romeine nou vir ons kwaad word, ons is in die wêreld, maar ons behoort nie aan die wêreld nie. Ons volg net God se pad. Dan was daar 'n derde groep, die Zelote. Die Zelote was die ouens wat teenoor die Sadduseërs en die Fariseërs gesê het, maar die wêreld behoort aan God. Ons gaan hierdie wêreld vat. Ons gaan die Romeine uit ons land uitgooi. Ons gaan Jerusalem herstel. Ons is 'n weermag. Ons is die revolusionêre wat in God se naam weer die vlag van die hemel sal plant. Amper wat die Jode op die oomblik doen in Israel om te sê, laat hulle nou net weer vir ons hier probeer wegjaag. Ons skiet vir hulle dood. Dan was daar die vierde groep, die Esseners. Die Esseners was die interessantste van die lot. Want die Esseners het sê, ons wil met die Fariseërs niks te doen hê nie, hulle skyn heilig. Ons wil met die Sadduseërs niks te doen hê nie, want hulle heel met die vyand. Ons wil met die Zelote niks te doen hê nie, want hulle wil oorlog maak. So hoe gaan ons onsself rein hou? Ons gaan liewers in 'n klein groepie bly, soos in 'n klooster, en hulle daarna by die dooie see gaan bly, en daar het hulle elke dag gewas en gereinig en hulle eie wette opgebou, totaal geïsoleerd van die wêreld, in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Jesus kies nie een van die vier groepe nie. As hy sê, ek wil my kerk begin, my koninkryk vestig, dan gaan haal hy 'n klomp ouens wat eintlik van die kerk niks weet nie. Behalwe miskien Judas Iskariot, die een van die seun van die verderf, want ons dink hy was dalk 'n Zeloot. Maar ons weet nie eers dit nie. Hy gaan sê, kom ek gaan haal 'n klomp gewone ouens, wat nou nie regtig so in die kerk politiek is, dat hulle weet wat aangaan nie. En daarmee begin hy sy kerk, en hy sê, Here, U het hulle mos vir my gegee. Dis my mense. En ek het hulle bewaar. Ek het hulle nie Fariseërs gemaak nie, ek het hulle nie Sadduseërs gemaak nie, ek het hulle nie Zelote gemaak nie, ek het hulle ook nie Esseners gemaak nie. Ek het hulle U woord gegee. En nou gaan ek weg. En ek is so bekommerd, dat hulle nie op die regte manier in die wêreld gaan wees nie. Dat hulle of weer 'n Fariseër gaan word, of 'n Sadduseër, of 'n Zeloot, of 'n Esseen. En as ons na die wêreld kyk, het die kerk oor die jare presies hierdie soort van goed gedoen. Ons het 'n klomp Sadduseër kerke, wat amper half wêrelds geraak het. Ons wil net die wêreld in die kerk hê. So as die wêreld sê, nou speel ons popmusiek, dan speel ons popmusiek. As die wêreld sê, nou dra ons nie meer hierdie klere nie, dan dra ons nie meer hierdie klere nie. Die kerk moet net nie vreemd lyk vir die wêreld nie. Solank die kerk in die wêreld op dieselfde vlak beweeg, is dit fyn. As die wêreld sê, ons maak op Sondag die winkels oop, dan sê die kerk, nee, dis reg. Ons sal julle ondersteun met dit, maar ons gaan eers gou kerk toe. Ons gaan in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie, maar ons is ook nie teen die wêreld nie, maar ons is ook nie teen die kerk nie. Ons is so 'n gemengde klomp. Ons doen maar wat die wêreld doen, maar intussentyd sê ons is Christen, ons doen die werk. Klomp van die kerk in die wêreld is so. Miskien is ons ook so. Klomp van ons sê, nee man, asseblief, hierdie wêreld is 'n Sondag. Ek kan onthou toe ek klein was daar 'n tannie in die kerk. Sy het nie gremering gedra nie, sy het niks gedoen wat enigstens 'n bietjie wêreld sou lyk nie. Hoe valer, hoe eenvoudiger, hoe teruggetrokke, hoe somberder, hoe beter.
Sy was 'n tipiese fariseer. Nooit gelyk of sy iets geniet nie. Want jy mag nie geraak het aan hierdie wêreld nie. Sien nie, smaak nie, proe nie Christen nie. Ek ken ook sulke, ken julle ook. Alles in hierdie wêreld is verkeerd. Alles is sonde. Die lekker wysies is die duiwelse. As jou voete juk, is jy van die duiwel. As jy 'n bietjie van wyn hou, dan gaan jy alkoholist word. Hulle waarsku jou teen alles. Want jy's nie in die wêreld nie. Jy's nie van die wêreld nie. Jy behoort aan 'n ander wêreld. En ons is net op pad na 'n ander wêreld toe. Ons gaan nooit hier stop nie. Ek kan onthou die ou doopsformulier het gesê hierdie wêreld is 'n jammerdal wat jy net moet deurgaan. Jy moet hier verbykom. Jy wil net aan die ander kant toe kom. Ons het sulke kerke ook gehad. Daar was 'n klomp kerke wat gesê het, nee, ons het genoeg van die establishment. En die teologie van die revolusie het hier in die 60er jare opgevlam. Suid-Amerika en oral het jy eintlik 'n militaristiese tipe van Christendom gekry. Ons het in ons land baie kwaad geword van die ouens wat teen apartheid was en eintlik die ANC gaan ondersteun en gesê dis die manier van kerkies in die wêreld, want die establishment gaan nie verander nie, ons moet hom omverwerp. En hoe kan ons dit doen? Ons kan dit net doen deur ons te verset teen hierdie establishment. En hoe kry ons dit reg? As niks anders help nie, dan moet ons gewapende geweld gebruik. Ons het so 'n manier van kerk ook in die wêreld nou nog. En dan het ons die klompie seuners wat gesê het, ek besoedel my met niks van hierdie wêreld nie. Ek bly in my huisie, ek is in my klein hoekie, jy's in jou hoekie, ek lees my Bybel, lees nie die koerant nie, ek kyk nie meer nuus nie, ek wil niks met hierdie wêreld te doen hê nie, ek wag nou net vir Christus om te kom. Ons het sulke kerke. Maar ons het nie net sulke kerke nie, ons het sulke lidmate. Elkeen van ons moet besluit, hoe is ek in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dis 'n besluit wat ek elke dag in my lewe moet neem. Hoe is ek in die wêreld? Want ek moet hier leef, ek moet eet, ek moet drink, ek moet kos koop, ek rondry, petrol kry, motor koop. Ek moet allerlei goed doen om in hierdie wêreld te bestaan. Ek is in hierdie wêreld, ek kan dit nie help nie. Maar wat bedoel Jesus as hy sê, maar ek is nie van die wêreld nie? Hoe lyk iemand wat in die wêreld is, maar nie van die wêreld is nie? Dis die grootste uitdaging vir 'n gelowige. Hoe verteenwoordig ek God in hierdie wêreld? Sê ek God het mens geword en nou leef ek net soos die ander mense? En ek gee nooit 'n visie, 'n hoop vir 'n ander of 'n beter wêreld nie? Onttrek ek my die wêreld en sê dit is die 10 gebooie en ek bly by die 10 gebooie en dis wat ek het? Onttrek ek my heeltemal en sê enige plek waar mense iets doen wat nie lekker is nie, by die golfklub gaan ek nie sit na die tyd by die 9de gaatjie nie, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie dat doen nie, ek gaan nie dit doen nie, my kinders mag nie televisie kyk nie, hulle mag nie dit doen, hulle mag nie dit doen nie, is dit hoe ek God verteenwoordig? Op watter manier verteenwoordig jy God? Want dis wat Jesus eintlik sê, ek gaan nou weg, maar hulle is nou namens my in die wêreld. En die arme disippels byt op hulle tande en sê, wat beteken dit nou? As Jesus nie hier is om vir ons te sê hoe ons moet lewe nie, hoe gaan ons dit doen? Die kerk byt voortdurend op sy tande, want ons is bang om in hierdie wêreld te wees op 'n manier wat ons nie verstaan nie. Wat moet ek doen met al die goed wat in die wêreld gebeur? Hoe moet ek in hierdie wêreld leef as alles deurmekaar is? Niks is soos wat dit was nie. Ons wat al bietjie ouer is, wat 'n eeu moes deurmaak, het 'n eeu van geweldige veranderings deurgemaak. En nou hoor ons Paul mense sê, maar die kerk verander Paul van opinie. Die kerk het so gesê, nou sê hulle so. Hoe moet ons die kerk verstaan? Hoe moet ons Christen wees in hierdie wêreld? Wat sê Jesus? Jesus sê, ek wil net 2 goed vra, Vader.
Ek wil hê u moet hulle eenhou. Ek wil hê hulle moet 'n nuwe gemeenskapie vorm, wat nie aan een of ander kerklike groep behoort nie, wat nie aan 'n tradisie behoort wat eeue kom nie, wat nie so verstok het dat die Heilige Gees hulle nie kan nuut maak nie. Ek wil hê hulle moet in die wêreld wees as splinter nuwe mense, nuut gemaak deur die Gees. Ek wil hê dat hy wat 'n visserman was, moet môre kan die evangelie verkondig en 3000 mense tot bekering laat kom. Ek soek 'n nuwe gemeenskapie. En daarom het ek hulle gaan haal, wat as dit ware onbesoedel was deur die kerklike teologie van hulle dag. En ek bring hulle by mekaar, dis die kerk. Ons kom elkeen uit 'n ander familie. Elkeen as dit ware uit 'n ander tradisie. Ons leef in 'n land waarin ons hoeveel denominasies het. Maar God het ons vir Christus gegee. En Christus het gesê, julle is my liggaam. Ek gaan weg, maar julle moet die kerk wees in hierdie wêreld. Julle moet die Christus wees. En hoe moet julle dit wees? Nie deur 'n politieke party te stig nie. Nie deur te onttrek nie. Nie deur die wette ten strengste na te kom en net met die wet te leef nie. En nie deur oorlog te maak nie. Julle moet net kerk wees. En hoe moet julle kerk wees? Toe die disippels hom vra, Here, wat moet ons bid? Hoe moet ons bid? Toe het hy vir hulle verduidelik wat beteken dit om kerk te wees. Hy het vir hulle gesê, as mens kerk is, dan sê jy, laat u wil geskied. U is my pa, dis u wêreld, hoe moet u wil hier geskied, soos wat dit in die hemel is, so wil ons dit hier hê. Hoe gaan ons die hemel op die aarde kry? Hoe gaan ons seker maak dat almal brood het? Gee my daaglikse brood. Hoe gaan ons mekaar vergewe? Soos wat God ons vergewe. Hoe gaan ons die bose oorwin? Want Jesus bid dit hier en sê, Vader, weerhou hulle, keer hulle, dat die bose nie beslag op hulle kry nie. Dis wat kerkwees beteken. Hoe laat ek God se wil geskied in my lewe? Hoe maak ek seker dat almal genoeg het om te eet en van te lewe? Met ander woorde, hoe maak ek plek vir almal op my tafel? Hoe vergewe ek hulle? Wat so teen my optree dat ek hulle eintlik wil dood hê. Dat ek nie voor my wil sien nie. Maar ek het 'n vader gehad wat gesê het, eintlik moet ek jou uit my mond uitspoeg, maar ek het jou lief genoeg dat ek my seun vir jou gee het. Hoe leef ek so? En hoe leef ek dat die bose nie hou vas op my kry nie? Dat hy my nie in sy greep kry nie. As ons daai geheim verstaan, dan kan ons kerk wees. En dit is wat Pinkster is. Pinkster is toe die kerk vir 10 dae by mekaar gekom het, aan mekaar net gebid het, eendragtig in die geloof. Here, ons moet nou kerk wees en ons weet nie hoe nie. Stuur u Gees, verlig ons gees, help ons om in hierdie tyd waarin ons moet leef, kerk te wees. En dis wat Pinkster beteken. God sê, ek gaan julle nie los nie. Ek is in die hemel by my Pa, ek bid vir julle, maar my Gees is hier onder julle, en hy sal julle lei in alle waarheid. Hy sal julle oortuig van wat verkeerd is, hy sal vir julle wys wat nie reg is nie. Julle moet net lief wees vir mekaar. Want julle is nie kerk nie, julle is 'n huisgesin. En ek is julle Vader. En ek bly soos 'n huisgesin hier. Jesus was nie 'n filosoof nie. Jesus was nie 'n politikus nie. Jesus was nie 'n priester nie. Jesus was nie 'n sosiale hervormer nie. Jesus was meer as Moses. Hy het nie net 'n wet onderhou nie.
Jesus was meer as Boeddha. Hy het nie net asketies in 'n monnik of in 'n klooster gaan leef nie. Jesus was meer as Mohammed. Hy was nie 'n gewelddadige revolusionêr wat die wêreld imperialisties in besit wou neem deur geweld nie. Jesus was nie Konfusius nie. Hy was meer as Konfusius wat gesê het, kom ons handhaaf net die lewensorde soos wat hy is, en dan het ons harmonie in ons lewe. Jesus was nie een van dit nie. Maar wat was hy? Hy was net iemand wat sê, kom almal na my toe wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Die kerk is die gemeenskap waar mense nuut word en waar mense heel word. So ek kom met al my stikkendheid en ek word deur 'n gemeenskap hier ontvang wat sê, ag sis tog man, jy is swaar gekry. Maar ons gaan jou help om heel te word. Ons gaan jou weer leer loop. Ons gaan jou leer lag. Ons gaan jou leer sing. Ons gaan jou nuut maak. En as jy nie meer kan loop nie en jy kan nie meer dit doen nie, gaan ons jou afwag. Maar ons los jou nie agter nie. Ons los jou nie alleen nie. Ons gaan jou ook nie uitsluit nie. Al doen jy die slegste dinge, ons deure gaan vir jou oopstaan. Want jy is deel van God se huisgesin. Hy het jou vir ons gegee. Wat 'n soort Christen is jy? Hoe is jy in die wêreld? Maar nie van die wêreld nie. Want dit bepaal hoe God teenwoordig is in hierdie wêreld. Ek lees 'n briefie wat iemand hierdie week in 'n Amerikaanse koerant geskryf het, waarin sy sê dit was vir my die afgelope 10 jaar baie moeilik om vir die kerk lief te wees. Sy sê, want die was hierdie klomp morele misstande wat in die Katolieke kerk plaasgevind het, daar was die klomp korrupsiesake wat plaasgevind het, daar was die ewige stryd oor wie's in die kerk welkom en wie's nie welkom in die kerk nie. Sy sê, dit was vir my baie, baie moeilik om vir my kerk lief te wees. Sy sê, maar ek het een ding besef, ek soek 'n kerk wat die Bybel lees en moeite doen om die Bybel te verstaan. En dan soek ek 'n kerk wat die wêreld lees en moeite doen om die wêreld te verstaan waarin ons leef. En dan wil ek hierdie wêreld en hierdie wêreld in mekaar inbring en hierdie wêreld gaan kerk wees. Sodat die mense van die wêreld nie ontuis is in die kerk nie. En die mense van die woord nie ontuis is in die wêreld nie. Sy sê, en dis baie spanningsvol. Dit gaan ons voortdurend potjie. Dit gaan ons voortdurend omvergooi. Die kerk raak 'n onrustige gemeenskap, want so vinnig soos wat die wêreld verander, so moet ek my Bybel laat praat in die tyd waarin ek leef. So die kerk gaan voortdurend aan die verander wees. Hy gaan al hoe meer gelyk word aan wat God wil hê. Ons moet ons regmaak daarvoor. Net soos wat ek moes leer om van 'n lei na 'n rekenaar toe te gaan, so moet die kerk leer om waar hy so gelees het, nou so te lees. Die kerk verander nie sy beginsels nie. Die kerk verander net sy opset om te sê, almal het hier 'n plek en almal is hier welkom. Sy sê, want die laaste ding wat ek wil doen in my lewe, is om by te dra tot die sterf van die kerk in die Weste. Sy sê, soos wat ek die kerk lees, het hy nie 'n kans nie. Hy gaan doodgaan. En ek wil nie daartoe bydra nie. So Here, wees my genadig. Stuur u Gees in my lewe in, dat ek die kerk nie laat sterf nie, maar dat ek u verheerlik met my lewe. En dis jou uitdaging, en dis myne. Ek is nie van die wêreld, maar ek is in die wêreld. Hoe? Gaan besluit die week. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, u maak dit vir ons baie moeilik, want ons hou daarvan om reëls te hê en daarvolgens te leef. Ons hou nie daarvan om uitgedaag te word en self te moet oordeel en te dink en te kyk hoe ons moet maak nie. En tog doen ons presies dit. As u woord ons nie pas nie, dan kies ons in elk geval wat ons wou doen.
maar om ons oop te stel vir die Gees om te sê, ek het sekere standpunte, ek weet nie of dit in ooreenstemming met die Bybel is nie, verander my Here, maak my, boetseer my, brei my, vorm my. Dit sê ek, maar ek bedoel dit nie regtig nie. Ek gaan op die ou ende dit op my manier doen. Wil nie vir ons help om as kerk nie so koppig te wees nie. Nie so onafhanklik te wees nie. Nie so op ons eie bene u te probeer verdedig nie. Asof u verdediging nodig het of regverdiging nodig het. Help ons om net 'n familie van mekaar te wees en mekaar lief te hê op ons dorp. Dan sal mense na ons toe stroom. Hulle wat stikkend is, net soos ons. Hulle wat siek is, net soos ons. Hulle wat heel gemaak moet word, net soos ons. Wil U ons nie vir ons help om 'n gemeenskap van sondaars te wees, wat voortdurend afhanklikheid van U pleit, om gesonder en heler en heiliger te word nie. Wil U vir ons help om hierdie week uit te reik na hulle wat vir mense moet totsiens sê wat na U toe gaan. Vir hulle wat baie sieker is as wat ons dink hulle is. Vir hulle wat by die wat siek is moet staan. Wat gaan 'n koppie sop nie vir hulle beteken? Vir hulle wat in die bitterkoue nie klere gehad het nie. Wil U net vir ons help om 'n familie te wees wat sê, ek sien jy het nie klere nie, ek sal jou help, ek het. Of ietsie te gee wat die ander nie het nie. Wil U nie die Pinkster dit net vir ons een keer moontlik maak, dat ons almal by mekaar sal kom en net saam sal sê, ons soek U wil nie, Here. Help ons om nou kerk te wees in hierdie moeilike koue tyd. Ons bid dit uit ons hart uit vanmôre. Want U het ons uitgekies. En Jesus het ons vir U gegee en bewaar, sodat ons kerk kan wees. Hoor ons gebed. Amen. Ons gaan nou 'n bevestiging van 'n ouderling doen. Asai, jy kan hom 'n klein bietjie sagter sit dalk, Mario, dit is hierdie T-nommer hier. Weet jy wie het hierdie gesin? Is dit hy? Goed, ons wil graag vir Pietro Slemmer die geleentheid gee om vanmôre bevestig te word as ouderling. Daar is dit Pietro. Ek gaan vra dat jy vorentoe kom. En ons kon nie laas keer vir haar as ouderlik bevestig nie, sy was ongelukkig nie hier nie, maar intussen het hierdie vrou sommer pensempootjies binne in hierdie gemeente ingespring en begin help. Pietro, dit is vir ons baie lekker, dat ons vanmôre ook vir jou dan kan bevestig as ouderling, ook hier by ons in die gemeente. En baie dankie vir jou bereidwilligheid om dit vir ons te doen. Ek gaan dan die ouderling se take vir jou voorhou en gaan ek dan ook vir jou die nodige vrae vra. As ouderling dra jy in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. Jy moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus behoort. Volgens die voorbeeld van Christus moet jy ook jou herderlike taak dienend uitvoer, deur voorbinding, huisbesoek, siekebesoek ensovoorts. Mense bystaan en vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Die onordelikes en die onverskilliges moet jy ook in liefde reghelp. Teen die wat in sonde volhard, moet jy optree met die kerklike tug wat ons ook hier in die kerk ook met liefde moet uitvoer teenoor mekaar. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God.
Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van jou mede ouderlinge en diakens ook op die kerkraad. En ook as die leraar, dat hulle ook na ons sal omsien, jy ook as ouderling, daardie verantwoordelikheid sal hê. En dat ons dan ook hier is om saam met ywer en oorgawe die saak van die Here, sy koninkryk te dien. En daarom wil ek vir jou vra, Pietro, aanvaar jy, is jy daarvan oortuig dat God jouself deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing? En verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt soos wat dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? En ten slotte, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid om jou ook te help om op die regte pad te bly? Wat is hier op jou antwoord? Baie dankie. En daarom ook gemeente, ontvang ook vir Pietro as ouderling en ondersteun haar en ook in haar wijk help vir haar, staan vir haar by en dat sy ook vir haar beste vir julle sal gee en dat ons op die manier God se koninkryk sal dien. Ek wil graag dan vir jou 'n gebed doen en dan gaan ek net vir jou ook jou lertjie oorhandig. Here, baie dankie vir Pietro wat ook haarself beskikbaar gestel het om in u diens te staan. Here, dankie dat sy ook sommer hier, toe sy in die gemeente aangekom het, onmiddellik begin het om te dien. Daar ywer en haar entoesiasme en haar passie en haar liefde vir u het ons onmiddellik agtergekom. Dankie dat ons haar nou ook op die kerkraad kan gebruik, ook as ouderling in haar wijk, dat hulle vir haar sal bystaan, vir haar sal lief wees, en Here, dat sy ook deel van die span kan wees, ook van u gemeente hier tussen Berg en See. Seën haar in alle opsigte om in hierdie wêreld vir wie sy is 'n verskil te maak. In Jesus naam. Amen. Baie dankie en gaan ek nou vir haar net haar lertjie oorhandig en dan gaan ons afsluit met die laaste lied. Baie geluk, Pietro. Terwyl hy gaan geluk wees, gaan ek nou sommer 'n snaakse ding sê. Sy het 'n geheim aan haar. Sy is die tannie van 'n baie bekende persoon in die land. As ek nou vir julle sê wie se tannie sy is, dan gaan julle die hele Sondag praat oor haar. Het julle geweet, sy tannie is in ons kerk. Dan verloor ons heeltemal waarvoor sy eintlik hier is. Sy is hier omdat sy 'n ouderling is van die Here, nie omdat sy 'n tannie is van 'n bekende persoon nie, so ek gaan julle nie duister hou oor wie se tannie sy is. Julle gaan praat oor wie se ouderling sy is. Want dit beteken, sy is nie in die wêreld nie, maar van die wêreld. Baie dankie, geluk. Maar in die wêreld. Gaan wonder die hele week. Nie oor wie se tannie sy is nie, maar hoe moet sy ouderling wees? Ons gaan afsluit met ons slotlied. Vonk 277 vers 1. U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte en jaag die donker uit. Kom ons sing dit as ons gebed vir die week. Kom ons staan. Die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in Jesus Christus, ons
oorwinnaar uit die dood verslaan. Het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die booie neer. Ons was oorwinnaars, dan het gee ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer. Ons bring aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Wat is vir my een van die lekkerste dinge, is om te weet dat ek het familie om my. Familie wat God vir my gegee het. Ek het julle nie gekies nie. Julle het my nie gekies nie. Maar hy het ons vir mekaar gegee. En toe het ek sê, julle sal my familie wees. Julle sal my huisgesin wees. Julle sal my pa noem. Ek gaan julle my kinders noem. En ek wil hê julle moet soos my familie leef. Julle is nie van die wêreld nie. Julle beklei nie soos die wêreld nie. Julle oordeel nie soos die wêreld nie. Julle skryf nie af soos die wêreld nie. Julle maak mekaar gesond en mekaar heel. En daarom gee ek vir julle my gees. Ontvang dit. En gaan huis toe in sy vrede. Amen.